Welkom by die Volle Evangelie Kerk in Secunda. Ons bid dat hierdie boodskap u ryklik sal seën. Vir meer inligting, besoek ons webwerf by www.nader.co.za. Geniet hierdie boodskap. Die lesse wat ons in hierdie reeks leer van ons en vir ons, wat soveel sal beteken dat ek en jy hierdie amazing plek in ons lewe sal ontvang en sal ontdek. Die plek waarin God 'n regte realiteit in jou lewe word, waarin sy grootheid in elke area in jou lewe sigbaar raak, 'n plek waar ons as gewone mense die buitengewone God sigbaar maak in die transformasie wat hy en my in jou lewe bring. Ou Petrus was 'n impulsiewe, hemerige, vreesagtige klein gelowige visserman. Maar Petrus het 'n kragtige apostel geword. Mense is genees as sy skaduwee op hulle val. Met sy eerste preek het 3000 tot bekering gekom. Toe hy ter dood veroordeel word, toe sê Petrus, nie soos my meester nie, onderste bo. Hierdie ou se lewe het kragtadig verander, omdat hy 'n paar lesse geleer het terwyl hy saam met Jesus gestap het. En omdat hy toegelaat het dat die Heilige Gees hom tree vir tree lei. Dit het alles begin toe Jesus eendag by die see vir Petrus sê, volg my. Die Bybel sê Petrus het als neergesit, die vangs, die nette, die bootjie, als net daar gelos en Jesus gevolg. Die eerste uitnodiging wat God aan my en jou rig, is om ons eie ek neer te lê en te sê ek volg. U plan, u wil vir my lewe. Laas Sondag het ons gesels oor Petrus wat saam met Jesus op die water geloop het, en ek wil vanoggend vir jou sê dat dit is deel van 'n disipel van Jesus wees. Die storms affekteer nie wat ek glo en wat ek doen nie. Ek doen wat God van my verwag al waai die wind teen my. Ek loop saam met Jesus op water. Vanoggend wil ek met jou gesels oor wie Jesus is. Mense sê Jesus was 'n baie invloedryke mens. Mense sê Jesus was 'n profeet. Mense sê Jesus was iemand wat lank terug geleef het. Ek het so 'n bietjie gaan na 'n paar goedjies kyk en so 'n bietjie gesoek en ek wou op 'n stadium van dit vir julle speel en dog ek nee, ek gaan nou nie dit opdoen nie. Maar dis vir my verskriklik. Hulle vra vir hierdie een vrou, wie's Jesus? Sy sê, nee, ek het gehoor hy het gekom vir mense se sonde, maar hy moet asseblief tog net my uitlos. Ek wil niks met hom te doen hê nie. Mense wat goed sê, mense wat gevra word oralsters in verskillende omstandighede, in verskillende tye van hulle lewe, wie's Jesus? Nee, ek weet nie, iemand. Vra vir wie's Jesus? Nou, I'm not really religious, so I don't care. Wie is Jesus? Deur die geskiedenis probeer mense God verstaan, en nes hulle dink dat hulle hom uitgefigure het, dan kom ons agter dat daar iets is wat ons nog nie mooi verstaan nie. Want God het nêrens gesê dat dit my en jou werk is om hom te verstaan nie. Ons verstand is te klein. Sy wees is hoër as ons sin, sy gedagtes is hoër as ons sin. Kan ek vanoggend vir jou sê, hou op om God te probeer verstaan, jy kan nie. Ek en jy het nie die vermoë om God te verstaan nie. Ons het nie die vermoë om hom in 'n boksie te plaas en te dink, dis hoe hy moet wees, of dis wie hy is. God het homself op soveel maniere al aan die mens openbaar. As ek die Ou Testament lees, dan sien ek, hy het homself openbaar aan Adam en Eva, deur saam met hulle te wandel en met hulle te gesels. Hy het homself openbaar aan 'n man met die naam van Noag, in 'n reënboog, wat hy vir Noag gewys het om 'n belofte te bevestig. Hy het homself aan Moses bewys in 'n brandende bos. Hy het homself aan die volk Israel in 'n wolkkolom en in 'n vuurkolom bewys. Hy het homself in die Ou Testament aan mense deur visioene en deur wonderwerke bewys. En terwyl al hierdie gevalle uiters kragtige gevalle is, want dit was 'n sigbaarwording van wie God is, was dit alles net 'n skadu van die grootste openbaring van wie God is, wat die geskiedenis van die aarde nog ooit gesien het, en sy naam is Jesus. Jesus
is die grootste openbaring van wie God is. Die grootste manier waarop God homself aan die mens kom openbaar het, was deur Jesus. En dis hoekom ek in Matteus 1 vers 23 lees, ons noem hom Immanuel, wat beteken? God met ons. Sy naam is Immanuel, God met ons. Sien, maar Jesus was nie noodwendig wat mense van hom verwag het om te wees. Terwyl Jesus op die aarde gewandel het, was daar 'n groot verwarring en kontroversie oor wie hy nou eintlik is en oor wat sy identiteit is. Lees saam met my op die bord as ek vir jou lees, Johannes 7 vers 40 wat sê, baie van die skare het toe hulle die woord hoor gesê, hy is waarlik die profeet. Ander het gesê, hy is die Christus. En ander het gesê, kom die Christus dan uit Galilea? Het die skrif nie gesê dat die Christus uit die geslag van Dawid kom en uit Bethlehem, die dorp waar Dawid was nie? Daar het toe verdeeldheid onder die skare gekom oor hom. Kan ek vir jou sê, dit wat daar gebeur het, gebeur vandag nog. Daar is vandag nog verdeeldheid oor wie Jesus is. Ek onthou die ander dag, kom 'n jong paartjie by my en hulle sê, sal jy ons asseblief trou? En ek gaan met hulle deur die onderhoud en alles wat ons doen voor ons hulle trou. En toe ons in die raadsaal kom om hulle te trou, 'n week of so later, toe kom die ouetjie voor die tyd by my en sê vir my, hoorie my ma sê, jy moet asseblief net, as jy vir ons bid, aan die einde van die stukkie trou wat jy nou doen, moet asseblief net nie Jesus noem nie, want my ma glo nie in hom nie. Sy glo nie in hom nie. Die Messias het nog nie gekom nie, sy glo nie in Jesus nie. Moet asseblief nie dit sê nie. Ongelukkig het ek toe nou so hard probeer alles agter mekaar, want ek heeltemal vergeet het ek nie mag gesê nie. En ek sê, Here seën hulle en ek bid dit in die naam van Jesus, die naam bo elke ander naam. Amen. Daar was so 'n bietjie van 'n vibe gewees toe nou. Sien, as ek lees in my Bybel, dan sien ek, Jesus was bewus van hierdie verwarring. En hy wou seker maak, dat sy disippels weet wie hy is. Want wie Jesus is uiters belangrik in my en jou lewe. Matteus 16 vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy sy disippels en sê, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? Stop het gou, gaan nou verder lees. Kan ek jou vertel, Caesarea Philippi was 'n plek wat op daardie stadium geken was vir die hoeveelheid afgode wat hulle aanbid het. Daar was soveel verskillende afgode in hierdie streek, dat mense het elkeen hulle eie dingetjie en dit klink amper vir my soos die ooste, jy weet, as jy dan kom, tsunamies slaan die land, 'n ou hou in 'n boom vas, hy voel die boom met sy lewe gered, volgende week as die water gesak het, dan sit hy 'n heinetjie om die boom, en hy plant blommetjies om die boom, en elke dag as hy daar verbyloop, bid hy net vir die boom, want die boom is een van sy gode, want die boom het sy lewe gered. Hulle maak net by mekaar. En dit het hier ook gebeur. En in hierdie streek kom Jesus en hy vra vir sy disippels, wie sê die mense dat ek die seun van die mens is? En hulle antwoord, sommige Johannes die Doper en sommige Elia en ander Jeremia en een van die profete, en hy sê vir hulle, maar julle, wie sê julle is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook al op aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook al op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Hierdie antwoord van Petrus is een van die belangrikste gebeurtenisse in Petrus se lewe en is een van die grootste oomblikke in die geskiedenis. Want Petrus het gesê wie Jesus was.
die Messias, die seun van die lewende God. God het homself op aarde bekend gemaak soos nog nooit van tevore nie, en dit alles het verander. U is die Christus, die gesalfde, die Messias, die seun van die lewende God. Wat ek van Jesus glo, en wat ek van Jesus sê, is van kardinale belang in my lewe. Want Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Hoor wat sê die Amplified? But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word, the message, the basis of faith which we preach. Vers 9. Because if you acknowledge and confess with your mouth that Jesus is Lord, if you recognize His power, authority, and His majesty as God, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved. Kan ek dit net baie duidelik sê? Ek glo Jesus is God. Glo dit. Niemand sal my mind change nie. My Bybel leer dit vir my. Redding kom wanneer ek erken dat hy Here is. Dat hy God is. Jesus het gesê, ek is nie uit hierdie wêreld nie. En wat as julle nie glo dat ek is nie, sal julle in julle sonde sterf. Hy sê in Johannes 8, ek is nie van hierdie wêreld nie. Nou as hy nie van hierdie wêreld is nie, van waar is hy? Hy is God. Volgens die baie moslems en mormone en allerlei ander godsdienstige groepe wat glo in die bestaan van Jesus as mens, as profeet, hoe ook al, maak hulle dit hulle besigheid om die goddelikheid van Jesus af te breek en te bewys dat hy nie God is nie. Hy's net 'n mens wat deur God gebruik is. Hy's net 'n mens wat deur die krag van die Heilige Gees aangedoen is om te doen wat hy gedoen het. Een van die redes wat hulle hiervoor gebruik, is hulle sê dat Jesus God die Vader aanbid het. En daarom sê hulle, as Jesus God aanbid het en tot God gebid het, was hy nie God nie. En dan maak hulle nou nogal so 'n sarkastiese stellingkie en hulle sê, ons moet ophou om Jesus te aanbid en ons moet begin om Jesus se God te aanbid. Ek aanbid Jesus se God, die Vader, en die Seun en die Heilige Gees, en hulle drie is een. In hierdie geval wil ek gou net vir jou help. Wat maak ek nou as ek nou hierdie ding hoor? Jesus het God aanbid, so Jesus was nie God nie. Maar my antwoord op dit is, in Matteus 14:33 lees ons waar Jesus die storm stil maak, en toe die storm stil is, toe sê die Bybel, toe kom die wat in die skip was, en val voor hom neer en sê, waarlik, U is die Seun van God. As Jesus nie God was nie, het Jesus sy disippels gekeer om hom nie te aanbid nie. Want jy mag geen ander God behalwe God aanbid nie. Ook in Johannes 9, waar hy die man wat blind gebore is gesond maak, lees ek in vers 38, toe sê hy, ek glo Here, en hy het voor hom neergeval en hom aanbid. In Johannes 20:28 lees ek, en Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Ek wil vir jou sê, die feit dat sy disippels hom aanbid het en hy hulle nie een keer stil gemaak het nie, is vir my die bewys dat Jesus God is, en dat hy homself as God sien. Johannes 8:58, Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Hy praat van 'n Abraham van 'n paar duisend jaar voor dit, né? Die Engels is vir my so mooi. Die Engels sê, I say to you,
Before Abraham was, I am. Daai selfde ek is wat met Moses gepraat het. Jesus is God. Hy is die seun van God, wat beteken hy is God wat mens geword het. Ek het 'n seun. Sy naam is Zander. Wat is hy? Is 'n seun, okay? Ek is 'n man, Zander is my seun, so Zander is 'n ja, maar hy word 'n man. As 'n aap 'n babietjie het, dan is dit 'n wat? 'n aap. Dis 'n klein aapie. So as God 'n seun het, dan sy seun God. Jesus se goddelikheid gee geloofwaardigheid aan die feit dat hy sondeloos was en kon sterf vir my en jou, vir ons sonde. As Jesus mens was, maar nie God was nie, het Jesus, net soos ek en jy, is hy in sonde gebore het en het hy in sonde geval, dan kon hy net vir homself betaal het, nie vir my en jou nie. 2 Korintiërs 5:21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Hier is vir my so mooi illustrasie van wie Jesus is. In Johannes 10 vers 30 kom Jesus en hy sê, ek en die Vader is een. Ons is dieselfde. Ons is een. Jesus se woorde. En hoor wat gebeur in vers 33. Want ons hoor aanhoudend, mense sê dat Jesus het nêrens gesê dat hy God is nie. Ons interpreteer dit verkeerd as hy sê, ek en die Vader is een. Kom ons hoor gou, wat het die mense gehoor, hy sê, toe hy dit sê. Nie nou jare later nie. Die mense wat om hom gestaan het, toe hy sê, ek en die Vader is een. Ons lees in vers 33 van Johannes 10, hy sê, en die Jode antwoord hom en sê, dit is nie oor 'n goeie werk dat ons u stenig nie, maar oor Gods lastering en omdat u wat 'n mens is, u self God maak. Toe Jesus sê, ek en die Vader is een, wat het hulle gehoor? Hulle het gehoor Jesus sê hy is God. Dis hoekom hulle hom wou stenig. Jesus kom by Petrus, nadat Petrus vir hom sê, u is die Messias, u is die Christus, u is die seun van die lewende God. Kom Jesus en hy sê vir hom, vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Wie Jesus is iets wat ek en jy ontdek wanneer ek my lewe oopstel en hom toelaat om dit wat in geheim is vir my sigbaar te maak. Openbaar beteken om dit wat in die geheim is uit te bring. Jesus is die seun van God. Het die Jode dit verstaan? Nee. Het die Fariseërs dit verstaan? Nee. Is daar mense wat dit vandag nie verstaan nie? Verseker. Maar een ding is seker, dat wat ek van hom glo en wat ek van hom sê is uiters belangrik. Want Romeine het my net nou geleer dat as ek erken dat hy God is, sal ek gered word. Jesus kon nie vir my en jou sonde sterf as hy nie God was nie. Maar as hy God was, sou hy hom nie kon doodmaak nie. Nee, daarom sê hy, niemand vat my lewe van my nie, ek gee dit. Dis heeltemal waar, hy is God en niemand kan hom doodmaak nie. Maar hy kan sy lewe gee. Hoekom? Want hy is God. Terwyl daar verwarring en kontroversie geheers het oor wie Jesus is, het Petrus hierdie openbaring gehad. Jesus is die seun van God.
Toe Petrus hierdie openbaring het van wie Jesus is, omdat hy met hom tyd spandeer het, omdat hy by hom was en naby hom was, gehoor het wat hy gesê het en gesien het wat hy gedoen het, het Petrus hierdie openbaring van wie Jesus regtig is. En toe Petrus dit bely, toe sê Jesus, vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En hy sê vir hom, jy is Petrus. Kan ek gou vir jou ietsie sê, maar vanoggend wil ek hê, al hoor jy net dit vanoggend. Ek doen dit alweer net vanoggend. Ons het net in die week al oor gepraat. Maar vanoggend vir jou sê, nie môre nie, nou. Dat toe Petrus erken wie Jesus is, het Jesus weer aan Petrus bevestig wat hy in hom sien. Jy is Petrus. Jy is 'n stukkie van 'n rots. En op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Kan ek vir jou vanoggend sê, die kerk word gebou op die openbaring, die koningskap, die heerskappy en die goddelikheid van wie Jesus is. As Jesus nie God is nie, het die kerk nie 'n fondasie nie. Hy sê, jy's Petrus. En op hierdie rots, Petrus is nie die rots nie. Twee Griekse woordjies, Petros, stukkie rots, Petra, groot rots. Onbeweeglike stuk rots. So die rots waarop die kerk gebou is wie Jesus is. As die kerk gebou word op hierdie rots, hierdie fondasie, hierdie hoeksteen, soos die Bybel hom noem, wat sy naam Jesus is, die Seun van God, die Messias, die Verlosser, dan sê Jesus, die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek en jy het oorwinning omdat Jesus God is. Ek en jy leef in oorwinning omdat Jesus God is. Want wie Jesus is die fondasie waarop die kerk gebou is. En my en jou belydenis van wie hy is, maak dat ek en jy soos 'n Petrus 'n stukkie rots word, waarmee hy sy kerk bou. Hy is die fondasie. Ons is die rotsies, die klippies, die boustene waarmee hy sy kerk bou. Hy gaan aan en hy sê die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sê vir u dat die krag van dood sal nooit die kerk kan oorweldig nie. Dit sal nooit die vooruitgang van God se koninkryk kan verhinder nie, en dit sal nooit oorwinning eis of oorwinning behaal oor die wat aan God behoort het nie. Wie Jesus is en wat ek van hom glo, gee vir my 'n standvastige plek sodat ek kan staande bly en in oorwinning kan leef. Wat ek en jy van Jesus glo, gee vir ons die posisie om in oorwinning te leef. Jesus het sy lewe gegee. Niemand het dit van hom gevat nie. Daarom het hy die dood oorwin. Johannes 10:18 sê, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself neer. Hy het gekies om sy goddelikheid prys te gee en mens te word, vir daardie tyd om vir my en jou te kom sterf. Jesus gaan aan en hy sê vir Petrus, en ek sal jou die sleutel van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook al op die aarde bind, sal in die hemel gebind wees, en wat jy in die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit wees. Wie Jesus is die sleutel tot my en jou gesag in die koninkrykslewe. En hierdie lewe wat ek en jy leef, onder sy heerskappy, in sy koninkryk, is wie Jesus is, die sleutel waarmee ek en jy koninkryksbesigheid kan doen. Dis in sy naam dat ons sy werk doen. Wat beteken dit as ek sê in sy naam? Dit beteken in die erkenning van die gesag van die naam Jesus, die naam bo elke ander naam. Wie Jesus is die sleutel vir my en vir jou, wat ons die gesag gee om te doen wat Jesus van ons verwag.
Want Jesus het in Markus 16:17 gesê, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Hulle sal in my naam sal hulle duiwels uitdryf, in nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Jesus sê vir sy disippels die volgende, in Matteus 10 vers 8, hy sê, gaan, maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit, julle het dit verniet ontvang, en verniet moet julle dit gee. Jesus sê, ek gee aan julle die vermoë om besigheid namens my te doen. Hier is die sleutel. Ek is die koning. Ek is God. Ek is Jesus Christus, die Seun van die lewende God. Wat ek en jy van Jesus glo, beïnvloed ons hele lewe. Dit beïnvloed my heel eerste, as ek erken dat hy die Seun van God is, dat hy Here is, dat hy Meester is, dat hy al die gesag het, dan wil ek vanoggend vir jou sê, dan sê die Bybel, kan ek gered word. As ek erken en besef wie Jesus is, dan het ek daardie standvastige rots om op te staan, sodat ek nie oorweldig sal word nie, maar in oorwinning sal leef. As ek en jy weet, erken en bely wie Jesus is, dan kry ek en jy sleutels, sodat ons namens hom besigheid kan doen. 'n Disipel is iemand wat sy lewe neerlê, sy eie ek neerlê en sê ek volg. 'n Disipel is iemand wat volg al waai die wind teen hom. Al is die golwe groot en al is die branders hoog, is 'n disipel iemand wat sê, ek gaan uit die boot uit klim, want ek wil naby Jesus, soos Jesus, dit doen wat Jesus wil hê ek moet doen. 'n Disipel van Jesus is iemand wat weet wie Jesus is. Wie sê jy is Jesus? Want wie jy sê Jesus is, posisioneer jou om te hoor wat hy van jou sê. As hy God is, wil ek baie graag hoor wat hy van my sê. Hy is, en Jesus sê vir Petrus, jy is. En die erkenning van wie Jesus is, gaan my ore oop om te hoor wat hy van my sê. Wie sê jy is Jesus? Want wie Jesus is die fondasie van wie ek en jy word. Wie sê jy is Jesus? Want wie Jesus is die fondasie waarop hy sy kerk bou. En ek en jy word boustene in hierdie liggaam, hierdie kerk wat hy vir homself bou. Wie sê jy is Jesus? Want wie Jesus is, gee vir my en jou sleutels, gee vir my en jou gesag, sodat ons in sy naam besigheid kan doen in die koninkryk van die koning. Wie sê jy is Jesus? Johannes 20:31 sê, maar hierdie is beskrywe, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo lewe kan hê in sy naam. Wie sê jy is Jesus? Kom ons sluit ons oë. Dankie Here. Dankie vir wie U is. Vanoggend kom erken ek dat ek kan bid Vader, Seun en Heilige Gees as God. Here Jesus, ek erken vanoggend dat U was. Voor Abraham was U. U was daar met die skepping. U was daar in elke opsig van elke mens se lewe. Vader, U het Uself op soveel maniere kom openbaar. Op die grootste manier het U die grootste liefde en die grootste genade kom openbaar toe U Uself as mens
hier op aarde kom openbaar het, vir my standvastigheid te gee. Om vir my die geleentheid te gee om te hoor wat U van my sê. Vir my te kom gesag gee, sodat ek namens U kan werk, kan doen. Ek erken vanoggend, saam met elkeen wat hier by my sit, erken ons vanoggend, Here Jesus, U is die Messias. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Ons aanbid U. Ons staan met ons voete op die rots van wie U is. Terwyl ons dit glo, word ons deel van die stene waarmee U kerk bou. Bou met my, Here, want U is koning in my lewe. Here, omdat ek glo dat U die Christus, die Seun van die lewende God is, dank ek U, dat deur die krag van die Heilige Gees en die gesag wat U aan ons gegee het, kan ons hier uitgaan om 'n verskil te maak. Ek bid dit, Here, in Jesus naam.